broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend, ook aan besoekers wat vandag hier by ons is. Baie welkom aan elkeen van julle en ons glo en vertrou dat almal vandag opnuut weer verseker sal word van God se liefde, sy grootheid en sy almag in die skepping en in die natuur rondom ons, dat ons opnuut ook weer sal besef, hierdie selfde Skepper God is elke dag by ons, is daagliks deel van ons lewens. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil en bring onsself op oggendlike gereedheid om die woord van die Here te luister. Sal julle verlustig aan ryk kos. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Numeri. Ons gaan daar uit hoofstuk 21 uitlees van vers 4 af tot by vers 9. Ons skriflesing Numeri 21 van vers 4 af. Die Israeliete het van die berg Hor af weggetrek met die pad na die Rietsee om rondom die land Edom te trek. Maar op pad het die volk ongeduldig geraak. Die volk het teen God, teen Moses uitgeval. Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterf? Want daar is geen brood of water nie, en ons walg van die ellendige kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Hulle het die volk gepik. Baie mense van die volk Israel het gesterf. Die volk het aan Moses gekom en gesê, ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. Die Here het vir Moses gesê, maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gepik is en daarna kyk, leef. Moses het toe 'n koper slang gemaak en dit op 'n paal gesit. Wanneer 'n slang iemand pik en hy kyk na die koper slang, het hy bly leef. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Digter van Psalm 1 sê, dat gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, wat nie staan op die pad van sondaars nie, en nie in die byeenkoms van sonde sit nie. Maar gelukkig is die mens wat sy vreugde vind, wet van die Here, wet van die Here, dag en nag, my bid preek. In ons ruimtestasie in die saal gehou. En so veral in die lig van ons bazaar wat ons gehad het, in die lig daarvan dat ons hierdie ruimte tema gehad het, vra ek vanoggend vir die vraag, of jy ooit gehoor het van 'n ding wat hulle noem die Barnard 68. Dit is die naam wat wetenskaplikes gee vir iets wat lyk soos 'n swart gat in ons melkweg. Ek het vandag vir julle 'n foto saamgebring van die Barnard 68. Daar sien jy al die sterre met hierdie donker gat tussen al hierdie sterre. Die werklikheid is egter dat daar nie 'n gat in die sterre is. Die Barnard 68 is in werklikheid eintlik 'n molekulêre wolk wat voor die melkweg is. Nie die molekulêre wolk bestaan uit 'n groot konsentrasie stof sowel as molekulêre gasse wat letterlik al die lig van die sterre in die agtergrond absorbeer. En dit veroorsaak dat hierdie soos 'n gat lyk wat binne in die melkweg self is. Hoekom die Barnard 68 bestaan? Dit weet ons nie. Maar wetenskaplikes weet 'n klomp goed van die Barnard 68. Soos byvoorbeeld dat dit ondeursigtig is.
Hulle weet ook dat hierdie heel waarskynlik die koudste en geïsoleerdste plek in die heelal is. Die temperatuur van die Barnard 68 is heel waarskynlik minus 257 grade Celsius. Hierdie molekulêre wolk, weet ons, is amper soos 'n bottel, soos die seepbabbels wat ons vir kinders blaas. En dit bestaan op grond van 'n baie fyn balans tussen die hemelruim, die ruimte se uitwendige druk, sowel as die interne gravitasie binne in hierdie molekulêre wolk. En wanneer hierdie wolk bars, wanneer hierdie molekulêre wolk ontplof, beweer wetenskaplikes ontstaan 'n nuwe ster. En astroloë is dit oor die algemeen eens dat die Barnard 68 gaan definitief binne die volgende 200.000 jaar bars. Jy kan nou verkeerd wees as jy so 'n lang tyd het. Maar nie te min, geliefde broers en susters, ek wonder heel waarskynlik vanoggend, wat sou die Barnard 68 enigstens te doen hê met ons teksgedeelte wat ons saam gelees het vandag? Maar kom ek verduidelik vir u. Ons het vandag 'n gedeelte gelees wat sekerlik een van die donkerste kolle op Israel se geskiedenis ooit was. Net soos wat die Barnard 68 'n donker kol op die Melkweg is. Dit wat ons hier gelees het, daardie donker oomblik in die geskiedenis van Israel. Veral daardie deel van die geskiedenis toe hulle deur die woestyn in die beloofde land getrek. Volgens hierdie verhaal het die volk Israel teenoor God, sowel as teenoor hulle leier Moses, in opstand gekom. Maar wat het hierdie donker tyd in Israel se geskiedenis gemaak? Terwyl hulle op pad is na die beloofde land, kom hulle by die land Edom. En die Edomiete weier dat Israel deur hulle land trek. Die Edomiete dwing Israel eintlik om met 'n ompad na Kanaan te trek. En dit het per implikasie gehad dat hulle moes omdraai. Hulle moes weer terugtrek waar hulle vandaan kom om 'n nuwe roete te vind na die beloofde land. En vanselfsprekend het die volk nou moedeloos geword. Het hulle moed verloor oor hierdie trek in die beloofde land toe. Het hulle ongeduldig geraak, wat nou moet ons weer van voor af begin. Ek dink almal van ons moes indink, en wat se gemoedstoestand was Israel toe dit met hulle gebeur. En dan gee hulle uiting aan hierdie gemoedstoestand. Hulle kom in opstand teen God. Hulle kom in opstand teen Moses. En dan lees ons, in hierdie donker tyd waarin Israel is, dan stuur die Here nog slange ook onder die volke. En hierdie slange pik die Israeliete. Ons lees hier in vers 6, baie mense van die volk Israel is gesterf. Dit was 'n uiters donker tyd in Israel se geskiedenis. Maar tog te midde van hierdie donker tyd, hierdie opstandige tyd waarin hulle was, kom hulle weer tot inkeer. Bely hulle dat hulle verkeerd was. Lees hier in vers 7, die volk het aan Moses gekom en gesê, ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Moses het vir die volk gebid. Nadat Moses vir die volk gebid het hy 'n koperslang gemaak en dit hoog op 'n paal gesit in opdrag van die Here. Want die Here het gesê, elkeen wat nou deur 'n slang gepik word en opkyk hierdie slang sal nie sterf. En broers en susters, onmiddellik as ons dit hoor, dan besef ons, hierdie was nie 'n straf van die Here om slange onder die volk in te stuur. God het die volk gestraf omdat hulle in opstand gekom het en gewoon maar net mense was en gedoen het wat mense doen. Dit klink asof God hulle eintlik wou heeltemal vernietig met hierdie slange. Maar dit is 'n God se plan. Dit is 'n God se doel. God wou vir Israel iets leer. Hy wou hulle leer om op te kyk. Nie net op te kyk na die koperslang, maar op te kyk verby die slang na die Here toe. Israel moes leer dat hulle in alle omstandighede, te alle tye, maak nie saak hoe donker ook al, altyd na God kan opkyk. Altyd die Here kan vertrou. Geliefde broers en susters, almal van ons wat vanoggend hier sit,
kan terugkyk op ons eie lewensgeskiedenis. En almal van ons wat vandag hier sit, sal sien dat daar sekere tyd vir donker kolle op ons eie lewens. Hoeveel van ons sit nie vandag hier en sien die Bernard 68 wat vandag jou lewe is. Dis dalk jou eie of 'n geliefde se gesondheid wat aan 'n draadjie hang. Dit bring jou 'n donker tyd in jou lewe. Sit dalk vanoggend hier in jou huwelik, of dalk jou verhouding met lede van jou gesin, of lede van jou familie, of dalk 'n vriend of 'n vriendin, word fyn gebalanseer op 'n mespunt. En dit voel asof dit enige oomblik kan val en kan breek. Leef in die donker tye in ons verhoudings, in die lewe. Jy sit al vanoggend hier, en jou finansiële situasie is vir jou hier die donker kol, te midde van al die helder sterre van mooi dinge, wat daar tans in jou lewe is. En jy wonder dan, hoe sal ek ooit hierdie donker kol kan wegkom? Jy sit al vanoggend hier, voel asof daar 'n donker gat in jou lewe is, as gevolg van aaklige gebeure of omstandighede van die verlede. En daagliks leef jy met die pyn en hartseer hierdie situasie veroorsaak. Daagliks leef jy saam met hierdie Bernard 68 in jou lewe. Net soos Israel van ouds. Ons so donker kom. Ons so 'n Bernard 68 in ons eie lewensgeskiedenis. Maar wat het Israel geleer? Hierdie Bernard 68 op hulle lewens kom. Hulle het geleer op te kyk na God. Lieve broers en susters, watter Bernard 68 ook al vandag in jou lewe is, kyk op na die Here. Vertrou op die Here, donker tye wat jy beleef. Bly op jou knieë, want Israel het geleer dat God luister na hulle. Dit is dieselfde God wat ook na jou luister. Moenie die Here se hulp los wanneer jy moedeloos word, of wanneer die pad vir jou te lank raak, of wanneer jy ongeduldig raak. Hou dan in daardie tye juis vas aan die Here. Want God kan die Bernard 68 wat daar in jou lewe is, laat pas. En op daardie manier neem hy nie net hierdie donker kol uit jou lewe weg. Wanneer hy die Bernard 68 in jou lewe laat bars, dan verdwyn nie net die moeilike, hartseer omstandighede in jou lewe. Here skep op daardie manier ook vir jou 'n nuwe ster. Nuwe ster met 'n nuwe glans in jou lewe. Kyk op die Here. Vertrou op die Here. Hou vas op alle tye en alle omstandighede aan ons God. Amen. Vriende, broers en susters, kom ons bid saam. Ons almagtige God en dierbare hemelse Vader, Here, dis met diepe afhanklikheid, dis met groot dankbaarheid dat ons vanoggend in U huis saam is. Dankbaar, Here, omdat U 'n God is wat altyd daar is. Omdat U ons God is wat ons versorg, wat ons ondersteun, wat ons dra en ons aan die hand neem en ons lei al die kronkelpaaie van die lewe. Ons dank U, Here, U die God is wat altyd by ons is en ons nooit in die alleen laat nie. Ons nooit in die steek laat nie. Wat altyd bereid is om die reddende hand ons uit te steek. Dankie, Here, vir die goedheid. Dankie, Here, vir die liefde wat oneindig is. Dankie, Here, vir die genade wat so groot is vir elkeen van ons. Ons dankie, Here, vir daardie voorreg wat ons het om in afhanklikheid daagliks van U te mag leef. Want Here, U ken elkeen van ons. U het ons op U naam geroep en ons behoort aan U. U ken nie net ons name nie, Here, U ken ook ons omstandighede. U sien ook die hartseer, die bekommernisse, die vrees, waarmee ons so baie keer saam leef. Here, vandag kyk ons op na U. Ons kyk op, Here, want ons weet, dit is U
wat ook ons omstandighede kan verander. Dis die heilsgeskiedenis van Israel, wat ons opnuut weer verseker, dat ons die alleen lewende God elke dag loof en prys. Here, kom maak dit rustig in ons binneste. Geef vir ons daardie krag wat ons nodig het, om volle te mag lewe. Dankie Here vir die seën wat U oor nie net ons as lidmate van U kerk uitstort nie, maar wat U ook oor die kerk uitstort. Dankie Here vir 'n goeie en geslaagde bazaar wat U vir ons laat gebeur het. Here, so weet ons sorg dieselfde manier vir die kerk as vir ons in ons lewens elke dag. En ons sien dit, Here, wanneer ons sien hoe U by wyse van die wind die aarde rondom ons skoonvee, sodat U vir ons reën kan bring. Dankie Here, dat ons in daardie afhanklikheid elke dag in mag vashou. Seën elke lidmaat van ons gemeente, Here. Seën U kerk. Ons bid dit in naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons salig. Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsom sing ons die 450. Ons gaan daar al 3 verse sing. Ons sing dan die lied opnuut weer as 'n belydenis van ons geloof in die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Slotsom sing ons die 450, die eerste, die tweede en die derde vers. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u elkeen wees en bly. Amen.